Jaar 3's, hierdie is julle MS leerpapier vir kwartaal 4. So ons begin by energiebronne, hernubare en nie hernubare. Die hernubare is die wat julle oor en oor kan gebruik en dit gaan nie klaar raak nie. Byvoorbeeld sonlig, wind, natuurlike gas en water. Nie hernubare is goeder wat gemyn word en dit kan klaar raak, uraan, steenkool en olie. Potensiële en kinetiese energie. Energie kan nie geskep of vernietig word nie. Energie is die krag wat alles in jou wêreld laat gebeur. Dit kom in verskillende vorms voor. Energie kan gestoor word as chemiese energie, soos die energie wat opgesluit lê in petrol, die kos wat jy eet en batterye. Energie kan in een van twee groepe verdeel word, potensiële energie en kinetiese energie. Ons noem die energie van bewegende voorwerpe kinetiese energie. Potensiële energie is die energie wat 'n voorwerp het vanweë sy posisie in 'n stelsel. Elektrisiteit. Die woord elektrisiteit het eeue gelede by die ou Grieke ontstaan. Elektron was hulle woord vir amber of versteende boomgom. Elektrisiteit is 'n natuurlike krag. Die krag wat deur donderwolke skeer, maak ook ewe sagkens die brandbolletjie in 'n flitslig laat gloei. Die kragtige verhaal begin in die buitewyke van die atoom. Alle vaste dinge, vloeistowwe en gasse in en rondom ons bestaan uit miljoene onsigbare klein boustene wat atome genoem word. Hierso is 'n prent van 'n atoom. In die middel is dit die kern. Binne in die kern kry ons neutrone en protone en elektrone is hierdie wat aan die buitewyke is en hulle kan vrylik rond beweeg. Veiligheid met elektrisiteit. 'n Kortsluiting ontstaan as te veel stroom deur 'n deel van 'n stroombaan vloei. As dit gebeur, word hitte opgewek en dit kan dele van ons stroombaan smelt of andersins beskadig. Om dit te voorkom, gebruik ons sekerings of stroombrekers in 'n stroombaan. 'n Kortsluiting kan baie gevaarlik wees. As 'n kortsluiting voorkom, kan dit 'n brand veroorsaak. Dit kan gebeur waar daar ook al 'n elektriese stroom vloei, soos in huise, fabrieke, motors en vliegtuie. Dan kry ons sekerings. Hierdie is al die verskillende tipe sekerings of fuses in Engels wat 'n mens kry. 'n Sekering bestaan uit 'n metaalstrokie wat met isolasiemateriaal bedek is. Dit word in serie in 'n stroombaan gekoppel sodat al die beskikbare stroom daardeur kan vloei. As die stroom te groot is, smelt die metaalstrokie en die stroombaan word verbreek. Die stroom hou op vloei. 'n Sekering moet vervang word as dit gesmelt het. Jy moet 'n nuwe een gebruik of nuwe een insit, anders gaan hy nie weer werk nie. Dan kyk ons na stroombrekers. Die woord sê vir jou wat dit doen. Dit breek die stroom. Soms wanneer jy 'n elektriese toestel by die huis aanskakel, slaan die hoofskakelaar af. Dit gebeur omdat die stroombreker daar is. 'n Stroombreker is 'n elektriese skakelaar wat ontwerp is om 'n elektriese stroombaan te beskerm. Dit skakel outomaties af as die stroom te sterk raak. Dit kan, anders as 'n sekering, herstel en hergebruik word. Aardlekkasiestelsels. 'n Elektriese skok kan iemand ernstig beseer. Die doel van die aardlekkasiestelsel is om beserings aan mense en diere wat deur elektriese skokke veroorsaak is, te voorkom. Nou gaan ons na die sonnestelsel toe. Die sonnestelsel bestaan uit die son en ander hemelliggame wat deur die swaartekrag daaraan gebind is en daarom wentel. Dit sluit die planete, maane, asteroïdes, komete, meteoriete, interplanetêre stof en gasse in.
Die 4 aardagtige planete in die binnekring van die sonnestelsel is Mercurius, Venus, Aarde en Mars. Die 4 reusagtige gasplanete in die buitewyke van ons sonnestelsel is Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus. Daar is ook verskeie maane en dwergplanete in die sonnestelsel, soos Ceres en Pluto. Die sonnestelsel is geleë in die groot sterrestelsel wat die Melkweg genoem word. Sterre en planete. Die verskil tussen sterre en planete word nie altyd mooi besef nie. Ons kyk saans na die weste en bewonder die aandster. Dikwels sonder om daaraan te dink dat dit die planeet Venus is, wat totaal anders is as die sterre en konstellasie van die Suiderkruis. Sterre is brandende gas. Die son is ook 'n ster. Die son is ook 'n ster. Sterre word gevorm in die wolke van gas en stof wat bekend staan as die nebels. Kernreaksies in die middel van die ster skep genoeg energie om dit vir duisende jare te laat skyn. 'n Ster is 'n swaar, helder bol plasma wat deur die swaartekrag bymekaar gehou word. 'n Ster skyn vanweë die kernreaksies wat plaasvind in sy kern. Dit laat energie vry wat na die buitenste ruim uitgestraal word. Sterre is verder weg van die aarde as wat ander planete is. Planete is bolvormige hemelliggame wat rondom die son beweeg. Die enigste planete wat tot 'n klompie jare gelede bekend was, is die 9 planete van ons eie sonnestelsel. Mercurius, Venus, Aarde, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto. Hulle is kleiner as ons son. Die eerste 4 van die son, Mercurius, Venus, Aarde en Mars, is sogenaamd die aardagtige planete. Dit wil sê, hulle is rotsagtige sfere soos die aarde. Heel wat groter is die koue gasplanete, die reusagtige Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus. Die taamlik afgeleë Pluto is weer 'n dwergplaneet met rotsagtige gesteentes gemeng met ligte verskuivende streke van vermoedelike vereiste stikstof en donker dele van methaan-ys. In vergelyking met al die ander plekke wat ons ken, is die aarde beslis 'n oase in die ruimte. Die enigste planeet in ons sonnestelsel wat lewe kan onderhou soos ons dit ken. Ons wêreld is 'n waterplaneet. 75% van die aarde is onder water. Aardas. 'n as is 'n onsigbare lyn waarom 'n voorwerp draai of wentel. Die aarde se as het 'n kanteling van 23,5 grade. Die kanteling veroorsaak die seisoene. Omwenteling, wanneer 'n planeet of 'n maan om 'n voorwerp beweeg, word dit omwenteling genoem. Die aarde draai of wentel om die son in 365,25 dae van wes na oos. Rotasie is 'n beweging rondom 'n sentrale punt. Die aarde draai om sy eie interne as wat 23,5 grade gekantel is. Een rotasie duur 1 dag of 24 uur. So die aarde wentel om die son 365,25 dae of dit vat 'n jaar en dit veroorsaak seisoene. Die aarde roteer in sy eie as en dit veroorsaak dag en nag. Die aarde is die 3de planeet van die son en bestaan uit verskeie hoofdele. Die atmosfeer van gasse, die vloeibare hydrosfeer, die litosfeer, in die middel die kern, vloeibaar aan die buitekant, maar as gevolg van die groot drukking
met 'n soliede bal van hoofsaaklik yster daar binne. Die hele wêreld is verdeel in 7 kontinente en 5 oseane. Slegs 6 kontinente is bewoonbaar, terwyl die suidpool van die wêreld, Antarktika, onbewoonbaar is, maar dit is slegs met sneeu bedek. Hierdie 6 kontinente is verdeel in 195 lande. Die kontinente is Afrika, Asië, Australië, Europa, Noord-Amerika, Suid-Amerika en Antarktika. Oseane beslaan ongeveer 70% van die aarde se oppervlak. Die oseaan bevat ongeveer 97% van die aarde se watervoorsiening. Die oseane van die aarde is uniek in ons sonnestelsel. Geen ander planeet in ons sonnestelsel het vloeibare water nie, hoewel onlangse ontdekking op Mars daarop aandui dat Mars in die onlangse verlede moontlik vloeibare water gehad het. Lewe op aarde het sy oorsprong in die see gemaak en die oseane is steeds die tuiste van 'n ongelooflike diverse web van lewe. Die oseane op aarde dien baie funksies, veral wat die weer en temperatuur beïnvloed. Hulle moduleer die aarde se temperatuur deur inkomende sonstraling, gestoor as hitte-energie, te absorbeer. Hierdie is baie belangrik. Kyk, dit het bietjie donker afgerol, ek is jammer. Ek gaan daardeur gaan, hierdie is die Arktiese Oseaan, Atlantiese Oseaan, die Stille Oseaan, die Suidelike Oseaan, die Indiese Oseaan, en dan aan die kant is dit weer die Stille Oseaan. Onthou, die aarde is rond, of dit is 'n sfeer, en die oseaan en die oseaan kom by mekaar, en dis hoekom dit dieselfde oseaan is. Dan, as ons kyk na die kontinente, dis Noord-Amerika, Suid-Amerika, Afrika, Europa, Asië, Australië en Antarktika. Sorry, Australië. Kyk, dan die aarde se as, dis 'n onsigbare lyn waarom 'n voorwerp roteer of spin. Die aarde se omwentelingsas is skuins gekantel met 'n hoek van 23,5 grade. Hierdie hoek veroorsaak seisoene. Rotasie, beweging om 'n sentrale punt. Die aarde roteer om sy eie as met 'n kanteling van 23,5 grade. Een rotasie neem 1 dag. Sien julle, hy is gekantel, daar soos die as, hy is gekantel 23,5 grade en hy roteer om sy eie as. Die kant het daglig wat na die son kyk en die agterkant het nag. Dan kyk ons na omwenteling. Wanneer 'n planeet of 'n maan om 'n ster of planeet wentel, word dit omwenteling genoem. Die aarde neem 365,25 dae om die son te wentel, van wes na oos. Die aarde beweeg van wes na oos om die son. Hierdie is ook belangrik. Jy moet weet wanneer wat se seisoen voorkom. Ons begin by Desember. Dit is somer. In Maart is dit herfs. In Junie is dit winter. En in September is dit lente. 'n Satelliet is 'n maan, planeet of masjien wat om 'n planeet of ster wentel in 'n wentelbaan. Weerkaatsing van sonlig van die maan af
Onthou, die maan maak nie sy eie lig nie. Hy reflekteer slegs die son se lig. Dan gravitasiekrag of swaartekrag. Dis 'n aantrekkingskrag wat twee massas op mekaar uitoefen. Swaartekrag is die oorsaak van die afwaartse krag wat alle liggame op aarde ondervind. Swaartekrag kan egter ook oor 'n groot afstand uitgeoefen word, soos byvoorbeeld tussen die aarde en die maan en selfs tussen sterrestelsels. Dan die maan, dit bestaan uit rots en die oppervlak is rotsagtig en met grys sand bedek. Daar is geen lig of water op die maan nie. Die maan is kleiner as die aarde. Okay. Dan kyk ons na die teleskoop. Die teleskoop is deur die Nederlanders ontdek. Baie mense in die Nederland was matrose en seeverkenners en het daarom hulle teleskope op die see gebruik om te kon sien of die ander skepe wat ver op die horison was, vyande of vriende was. Galileo Galilei was 'n wiskundeprofessor aan die Universiteit van Pisa, Italië. In 1609 het hy gehoor dat iemand in Nederland 'n teleskoop gemaak het en hy het uitgewerk hoe om self een te maak. Galileo het sy eie teleskoop gebruik om na die planete in die lug te kyk en hy het notas gemaak oor wat hy daar gesien het. Hy was die eerste persoon wat Jupiter se maane gesien het. So Galileo was die eerste persoon wat na die ruimte gekyk het, maar die teleskoop is deur die Nederlanders gemaak. Vandag is daar oral in die wêreld groot teleskope en hierdie teleskope het kameras wat in die ruimte afneem. 'n Teleskoop is 'n vergrootglas vir verre voorwerpe of beelde. Daar is verskillende soorte teleskope wat gebruik word om die heelal te bestudeer. Dan kyk ons na the Southern African Large Telescope of die abbreviation, die afkorting is SALT. SALT is die grootste teleskoop in Suid-Afrika en dit word gevind naby die dorp Sutherland in die Karoo. Konstruksie is aan die einde van 2005 voltooi. Sedert September 2011 vervul die teleskoop sy potensiaal as Afrika se reuse oog op die heelal. Dit is een van die grootste teleskope ter wêreld. Die teleskoop gebruik lense en 'n baie groot spieël om die sterre te sien en foto's daarvan te neem. Dan kry ons die Square Kilometer Array of die SKA. Die SKA is nog 'n soort teleskoop waarmee mense na sterre kan kyk. Sterre stuur energie in die vorm van lig, maar ook radiogolwe uit. Die SKA kan radiogolwe optel wat ons nie met ons oë kan sien nie. So die SKA se hoofdoel is om die radiogolwe op te tel wat gestuur word van die sterre. Dan kry ons die Hubble ruimteteleskoop. Dit is tans die grootste ruimteteleskoop. Hierdie teleskoop is in die ruimte. Hy is nie hier op aarde nie. Die hoofdoel van die teleskoop is om voorwerpe uit die buitenste ruimte so helder en groot as moontlik te maak. Dit stel navorsers in staat om ons in kennis van die heelal uit te brei. Wat is 'n vuurpyl of 'n rocket in Engels? Dit is 'n lang, sirkelvormige toestel wat in die lug gelanseer word. Dit kan ook 'n tipe engine beteken. 'n Ruimtetuig of ruimteskip word gebruik om in die ruimte te reis. Om 'n ruimtetuig vry van die aarde se swaartekrag te kan breek, moet dit teen 'n spoed van ongeveer 24.000 km/h beweeg. 'n ruimtependeltuig sal 1.9
miljoen liter brandstof benodig om die ruimte te lanseer. Die kombinasie van hoë spoed, hitte en brandstof wat nodig is vir lansering kan lei tot 'n potensieel gevaarlike situasie. 'n Vuurpyl is 'n voertuig, missiel of vliegtuig wat aangedryf word deur die uitspuiting van die snel bewegende uitlaatgasse van die binnekant van 'n vuurpyl engine. Die uitlaatgas Jean-Louis Miller, Joanne Romanos, John Beer, radiokantoor te Frieslasjes. Jammer, die uitlaatsgas kom van 'n dryfmiddel. Daar is baie verskillende tipes vuurpyle. Die vuurpyle verskil in grootte, dit kan wissel van 'n modelvuurpyl vir kinders tot die enorme Saturn V wat vir die Apollo-program gebruik is. Ekskuus. Die meeste vuurpyle word chemies aangedryf deur middel van 'n binnebrand engine. Die dryfmiddel kan 'n vaste stof, vloeistof of 'n mengsel van die twee wees. Sommige vuurpyle verkry hulle aandryfingsenergie van ander bronne as chemies, byvoorbeeld stoomvuurpyle wat superverhitte water in snelbewegende stoom omskep en die vuurpyl voordryf. Sulke vuurpyle maak gebruik van buitebrand engines. Das sy lekker leer jaar 3's.